het ons kan aanbid. Ons wil vir jou bid. For thou art Lord, above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou art Lord, above all the earth. Thou art exalted far above all. Yes, we exalt thee, Lord. I exalt thee.
Praise die naam van die Here. Dat die koning vanmôre verheerlik word, want dit is belangrik. Alles vanmôre vir die Here. Amen. Alles vanmôre vir die Here. Baie dankie weer 'n keer dat jy hier is vanmôre en dat jy kom deel het vanmôre aan ons diens. En al die ouens wat almal gesê het dat hulle nie vanmôre hier gaan wees nie, hulle kyk aanlyn. En ek hoop hulle doen so. Ek hoop hulle doen so. Ons praat vanmôre oor, ons is besig met 'n reeks en na die Paaskonferensie sal ons dit afsluit. Maar vanmôre se reeks of se preek gaan oor dat die lewe maak vir my sin wanneer ek weet dat daar is niks wat my kan afrokkel en wegruk uit die hand van die Here nie. Ek weet nie, vir party ouens is hulle geld dit wat sin maak, 'n erfporsie wat sin maak. Die werker wat saam met my werk en hier by die kerk werk, Max, was gister by my huis saam en ons het 'n bietjie daar gearbei in die huis. En terwyl ons so ry om die vuil goed weg te ry, toe wys hy vir my na 'n man wat onder die boom sit. Toe vra hy, ken ek die ou? Ek sê nee, ek ken nie die ou nie. Hy sê nee, hy's gereeld in Mountain View daai ou. Hy sê daai ou het so 3 maande terug R1 miljoen gewen. Waar dit ook al is, weet ek nie. Maar hy het 3 maande terug R1 miljoen gewen.
Toe koop hy vir hom 'n splinter nuwe kar met die R1 miljoen. Ek weet nie wat het hy gekoop nie, want karre kos omtrent dit, maar nie te min. En toe kom hy in 'n ongeluk met die kar en toe skryf hy die kar af. En toe is die geld down the drain en hy verkwansel sy geld binne dae en hy sit weer onder die boom. Die waarde wat ons heg aan aardse materiële dinge kan nooit vir my sin in die lewe gee soos wat God dit kan doen. En daarom is dit belangrik dat ons oor die spektrum van ons lewe en dit waarmee ons besig is en waar ons werk en wat ons doen en met die mense wie ons aan aanraking kom, dat ons tog aandagtig sal oplet hoe dat ons lewe. Want die werk wat God vir jou gegee het, moet sin maak in jou lewe. Die werk wat jy so haat, die werk wat jy wens die baas wil vakansie vat sodat jy kan doen wat jy wil. Die werk wat jy so aanhoudend kritiseer en sleg maak. Dis daai werk wat vir jou sin gee om te weet dat God is die gewer van al die goeie gawes. En hy het jou by jou werk gesit en my gesit wat ek moet doen. En dit is nie dat ons dit moet misbruik nie. Die lewe maak sin wanneer ons kan weet God is in totale beheer van my lewe. En ek wil vanmôre met jou daaroor praat. Ek wil vanmôre vir jou sê dat ons moet vas staan in ons geloof om te weet dat God is in beheer van ons lewens. Dit gee sin in die lewe, my standvastigheid in wat ek doen, gee vir my sin in die lewe. Jou standvastigheid om elke dag op te daag by jou werk gee vir jou sin in die lewe. Om elke dag vir jou gesin te kan voorsien, moet vir jou sin in die lewe gee. In die kerk jou standvastigheid deur middel van jou betrokkenheid en jou bywoning en jou bydraes en jou getrouheid in die kerk moet vir jou sin gee. Die feit dat jy betrokke is in bedienings in die kerk en jy standvastig daarin is, moet vir jou sin maak in die lewe om te weet dit is God wat red en dit is God wat roep. Die lewe maak sin wanneer 'n mens standvastig kan lewe. To stand firm or to stand and changing. Mense maak vinnig besluite. Ons neem vinnig besluite. Want dit is mos asof alles in die wêreld gaan oor kits oplossings. Kits besluite. Mense eet nie meer by die tafels nie, ons het dit mos gehoor so ruk gelede. Mense stop vinnig by die Kentucky Fried Chicken se drive-thru en gaan kry 'n kitskos vir die aand. Want ons wil kits soos blits, wil ons kos af hê in die maag, voor die TV, onder die konverse en ons wil dit net oor en verby hê. Alles moet kits gebeur. Maar jy sal sien dat die dinge wat kits gebeur, vinnig gebeur in jou lewe. Die goed waarin jy min tyd spandeer in jou lewe, bring daai onvasheid in jou lewe. Dit bring nie ruggraat nie. Dit bring nie kontinuïteit in jou lewe nie. Dit bring nie deursettingsvermoë nie. Dit maak nie dat jy vas staan nie. Dit maak dat jy besluitloos is. Dit maak dat jy nie op plekke kan kom in jou lewe wat God vir jou uitgekap het, sodat jy sukses moet wil hê. Daar's 'n ou song wat ons sing. En ek het gevra ons moet hom een of ander tyd doen, maar ons sal hom doen. Hy sê, Jesus, you are my firm foundation. I know that I can stand secure because I put my hope in your holy word. I have a living hope and I have a future. God has a plan for me. Die lewe maak sin wanneer God my substansie is en my fondasie is. Die lewe maak sin wanneer ek kan getuig, hy is my fondasie, hy is my hoop en ek weet hy het 'n plan vir my so seker as wat ons vanmôre in hierdie kerk sit. God het 'n plan met ons lewe en dit moet sin maak in jou lewe. Die plan gaan nie oor wat ek bymekaar maak en wat ek kry en waar ek bly en hoeveel ek het nie. Dit is glad nie die plan van die Here. Dis deel van wanneer ek in die plan van God beweeg, dan voeg die Here goed by my lewe wat my lewe gemaklik maak. Hy's God oor alles, in alles, deur alles. Hy's God van jou finansies, hy's God oor jou werk, hy's God oor jou gesin,
Hy's God oor jou kar wat jy so aanbid en niemand mag teen jou kar lê nie, dan haal jy 'n sakdoek uit, dan vee jy die merke op jou kar af. Hy's God oor jou kar, hy's God oor jou lewe, hy's God oor jou verband, hy's God oor jou salaris, hy's God oor jou denke, hy's God in jou hart, hy's God onder jou voete, hy's die God wat substansie gee in jou lewe, hy is die een wat sin maak in my lewe, amen. Hy's die een wat sin maak. Die lewe loop hand in hand met swaar kry en met hartseer. Ons ervaar dit. Die lewe loop hand in hand met swaar kry en met hartseer en teleurstellings. Nou kom Petrus en hy skrywe in Petrus 1 vers 2 tot 4 en ek gaan dit vir jou die Message vertaling lees. Hy sê, consider it a sheer gift, friends, when tests and challenges come at you from all sides. Jy weet wat sê die Afrikaanse, ag dit louter vreugde. Wanneer alreeds 'n beproewing kom, maar hoor hierdie woord, hoor hier, hier's iets in die woord. Hy sê, consider it a sheer gift, friends, when tests and challenges come at you from all sides. From all sides. You know that under pressure your faith life is forced into the open and shows its true colors. Die lewe maak sin wanneer jy kan standvastig bly, wanneer swaar kry en moeilike tye en hartseer en teleurstellings aan jou deur kom klop. Want hierdie goed maak nie sin in ons lewe. Swaar kry maak nie sin in ons lewe. Ons het nie nodig om swaar te kry nie. Hartseer, dit maak net nie sin in my lewe nie, maar wanneer ek hartseer is, dan het ek die vaste vertroue dat God my fondasie is. En ek het sin in die lewe, omdat ek weet, ek staan nie alleen. Elke traan wat ek pik, sien God raak. Elke hartseer wat ek ervaar, sien God raak, want hy het 'n hart en hy het 'n passie vir mense soos ek en jy. God het ons lief. God het ons liewer as wat ons onsself het. En God bepaal die aandag wat hy aan ons gee na mate my substansie in hom. Luister weer, ek wil dit sê. God bepaal die aandag. Luister baie mooi. Nie jy nie, nie ek nie. God bepaal die aandag wat hy vir my en jou gee na mate ons standvastig of onstandvastig lewe. God kan aan jou kom karring elke oggend en hy kan sê, ek het jou lief en ek wil by jou wees. En jy kan jou rug op hom draai. En dan sê jy, maar waar is die Here? Waar is die Here wanneer al hierdie goed gebeur in my lewe? Hoor wat sê hy? You know that under pressure your faith life is forced into the open and shows its true colors. So don't try to get out of anything prematurely. Don't try to get out of anything prematurely. Die lewe maak sin wanneer jy deur jou trials and tribulations en sorrows en challenges, wanneer jy aanhou en uithou totdat God in jou arena instap en God lig op jou donker saak werk. Amen. Die lewe maak sin wanneer jy standvastig is. Die Bybel sê, don't step out of it prematurely. Wanneer jy 'n probleem het, moenie jou rug draai nie, moenie jou kits oplossing soek nie, moenie jou eie antwoord soek nie, vertrou die Here vir die uitkoms. Jy mag 'n antwoord hê, maar dis nie die antwoord wat God het nie. Jy moet standvastig wees totdat die Here jou antwoord gee. Kan ek iets sê, Abby? Ek wil ietsie noem ons gesprek laasweek. Sy bel my, sy staan by die kafee, haar kafee so blok van haar werk af, in trane. In trane, die arme girl. Sy wil nou bedank, want die mense by haar werk gee opdraande. Ek sê, wow, ons bedank nie. Ons kan nie bedank nie. Ons kan nie net bedank nie. Sy vat asem, haal asem, maar toe kat sy my. Toe sê sy, kan oom vir my dalk so ietsie inbetaal, ek net vir ietsie kry om te drink of te eet. Nou ja, toe betaal ek maar daai bribe in. Gaan net terug na jou werk toe. Gaan net terug na jou werk toe, word rustig, ons gaan vanaand daaroor gesels. En toe sy terugkom by die werk, en nadat sy met my gesels, standvastigheid. Standvastigheid. Jy moet kontinuïteit hê in jou lewe. Jy moet besluit as ek vanmôre opstaan, hierdie dag behoort aan die Here.
Die reëls wat in hierdie dag geld nie wat ek maak, maar wat die koning maak. Die Bybel sê in die boek van Predikers, Spreuke, hy sê die woord van die koning is die waarheid. En dit gee substansie aan my lewe. Dit maak my standvastig wanneer ek die woord van die koning hoor. Ons gaan nou ek nog nie begin preek. Hou vas, ons is nou daar. So, reg aan die staanspoor. Don't try and get out prematurely under any circumstances. Gaan in jou binnekamer in. Gaan in die toilet van jou werk in. Stap na die kafee toe soos wat Abigail dit gedoen het. Maar vat jou mind af onmiddellik van dit wat jou contamineer. Staan vas in jou geloof om te weet. Die Here is 'n beloner van die wat hom soek. Kan ek dit weer sê? Die Here is 'n beloner van die wat hom soek. Soek hom in die môre, soek hom in die middag, soek hom in die aand. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Dit maak jou standvastig. As jy sonder God lewe, as jy roekeloos gaan bly op 'n eiland, want jy's 'n risiko vir ander mense om jou. Jy mag dit soos hierdie miljonair wat ek nou van gepraat het. Jy mag al die voorregte en al die guns en al die geoormerkte, gewaarborgde liefde, diep liefde van God, mag jy verkwansel, omdat jy nie standvastig lewe. Ons dink dis ons besluite wat die pas in die lewe aangee. God laat toe dat ek en jy sekere besluite neem, want hy weet vorentoe. This is only premature, maar vorentoe gaan God sy sê wat geld in jou lewe. Het jy dit al ervaar? Jy doen 'n ding en jy besluit 'n ding en jy stap op die pad en uiteindelik kom God en hy sit 'n radikale stop daarvoor. Jy kry nie meer die huurkoop waarvoor jy aangedoen het, aangedoen het van hierdie mekaar nie. Jy soek nie, jy kry nie meer daai huis wat jy koop nie, maar kry 'n ander huis. Goed val net anders te om in jou lewe. Net omdat jy standvastig was en geglo het dat God die laaste sê in jou lewe. Moenie hals oor kop goed doen nie. Moenie vinnig aan krediet maak nie. Moenie vinnig nuwe karre koop nie. Moenie vinnig kredietkaarte oopmaak. Dis 'n ewel. Probeer skuldvry lewe. Weet nie hoekom ek daai topik is nie. Wil jy iets sê daarop? Wil jy my jou kaart gee? Nee. Hy het een gehad. Sy het daai kaart van hom so getrek, hy lyk soos 'n chip. Hulle vat nie meer dit nie. Moenie skuld maak nie. Probeer om skuldvry te lewe. Sê weer, ek weet nie hoekom sê ek dit vanmôre, iemand moet dit hoor. Iemand moet dit net hoor vanmôre. Staan vas in die vryheid waarmee hy jou vrygemaak het. Ons gaan nou daarby kom. God het ons nie gemaak sodat ons deur hierdie wêreld en sy stelsels en sy regerings gebonde moet word nie, gewees nie. Jy moet my onthou van jou getuienis. Asseblief Elsie. Hoor jy wat sê ek? God het ons nie geskape sodat ons onderworpe moet word en wees aan die stelsels en die reëls van hierdie wêreld in die sin van dat hulle ons aan ons neuse moet rondry. Die Bybel sê bid vir ons landregerders, bid vir ons, praat glad nie daarvan nie. God het ons geskape om oorwinnaars te wees. Ons is sy kinders. En ek het dit laas week vir jou gelees, ons is erfgename. Laat toe dat die omstandighede waarin jy is, die werk doen, sodat jy van geestelike nature, terwyl jy standvastig is, nie mislei mag word om verkeerde besluite te neem. Ons doen baie keer, gaan lees Jakobus 1, baie keer doen ons verkeerde besluite en dan sit ons in die hengse grootste moeilikheid. Ek wil 'n staaltjie vertel. Die groot komponis Beethoven vertel dat hy in een van sy simfonieë het hy die Duitse digter Friedrich von Schiller een van sy gedigte getoonset. En een van sy gedigte sê hierdie volgende. Hy sê, in sy gedigte vertel hy hoe dat God die voëls van die hemel gemaak het. Hier is net 'n gedig. Ons weet hoe God die skepping gemaak het. Hier is net 'n gedig. Hy sê hy het die voëls
die pragtigste kleurvolle, ek wil jy moet hoor nou, hy het vir die voëls die pragtigste kleurvolle vere gegee om na te kyk. En hy het hulle die mooiste stemme gegee om die oggend aan te kondig en die nag aan te kondig. En diep in die nag, die mooiste stemme deur in die verte en die takke van die bome, daar sien die voëls uit van die skepende krag van God wat hy in die voëls gedoen het. Maar God het hulle nie vlerke gegee nie. Dis wat die gedig sê. Maar God het hulle nie vlerke gegee. Hulle kon dus nog nie vlieg op daai stadium van al hulle mooi, ten spyte van al hulle mooi, kon hulle nie vlieg nie. Toe maak God vir hulle vlerke en hy sit dit op die grond neer. En hy sê vir hulle, dit is julle las. Dra dit. 'n Voël wat nie vlerke het nie, kan nie vlieg nie. Dit is julle las. Dra dit. Die voëls het gemaak, toe so, die vlerke op hulle skouers geneem, en met die las op hulle skouers begin lewe. En elke dag het die las op hulle skouers aan hulle begin groei, en die vlerke het aan hulle bors begin groei, en op 'n dag, toe kon hulle vlieg. Jy dra die las van hierdie wêreld so geweldig. You want to shake it off prematurely. Wanneer gaan jy leer om te vlieg? As jy nie wag totdat die Here sê, ek het die perfekte werk vir jou nie. Wanneer gaan jy wag om te vlieg, en totdat die Here sê, it's now time for your complete miracle. Jou las vanmôre mag wees, ek is werkloos. Jou las mag wees, ek is gediagnoseer met kanker. Jou las mag vanmôre wees, soos Paulus, ek het 'n doring in die vlees. Jou las mag vanmôre wees, hierdie ongelukkigheid in jou lewe. Jou las mag wees vanmôre, ek kom nie die mas op nie, ek het nie vriende nie, my huwelik is ten God. Jou las mag vanmôre wees wat dit was. Hoor vanmôre hierdie gedeelte aan die hand van Jakobus 1. Tel op jou las. Jy kan dit nie los nie, want jy moet nog daarmee deel. Jy kan dit nie los nie, jy moet daarmee deel. Ek en Harry was eergister by hom Johnny in die hospitaal, glad nie goeie ondervinding gewees nie, maar ons sê julle vertel, ek sê julle vertel daarvan, maar nie vir nou nie. Die prentjie wat ek daar gesien het, vir iemand wat nog sy las opgetel het. En dit begin dra het, totdat hy vlerke kry. When you get your wings, it means, dit beteken jy kan, Junita Claessens sê, vlieg hoog. Jy het die geneigtheid om te sê, wel, hoe gaan dit? Nee, onder die omstandighede gaan dit goed. Well, pick up your wings. Start flying. Sodat jy bokant jou omstandighede kan uitkom. And it's only when you become in the higher volume or the higher place of where God wants to work with you, because God is always working inside out. Dis eers wanneer jy op die hoë plekke kom en jy kyk af, dan sien jy, "Haai my genade, maar my las het nou 'n vlerk geword. Ek is nie meer bedruk nie. Ek het nie meer 'n probleem nie. Ek is nie meer nie. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. God maak alles lig." Is dit nie wonderlik nie? Hoor wat sê hy? Don't try to get out of it prematurely. Jy kan elke oppositie van jou trotseer, solank jy vasberade is, vasberade en vasstaan in die posisie waarin God jou geroep het. Jy's 'n kind van God.
Jy's nie 'n skobbie nie. Jy's nie 'n jakkas nie. Jy's nie 'n skelm nie. Jy's nie 'n uitgevrete limmel nie. Jy's nie gemaak en so gelaat staan nie. Jy's die appel van sy oog. Jy's 'n koningsseun en jy's 'n dogter. And you are created in the image of God. En dit sê vanmôre van my en jou om vas te staan in dit waarin God my en jou geskaap het. Moet laat niemand jou niks anders vertel. 1 Korintiërs 15:58 sê, liewe broers en susters, dit gee julle alle rede om julle nie 'n duim te laat wegbeweeg van dit waarin julle glo nie. Waarin glo jy vanmôre? Staan vas in dit wat jy glo. As daar iets is wat julle vir die Here kan doen, doen dit en doen dit nog meer. Dit maak nie saak wanneer nie, dit maak nie saak waar nie, terwyl julle mos nie een oomblik daarvan moet toelaat dat julle van die Here weggeruk word nie. 1 Korintiërs 15. Die Here gebruik slegte goed. Partykeer. En 'n mens moet nou pas op. Die Here gebruik baie keer moeilike dinge om ons te dryf om standvastig te wees en vas te staan. Om wat te doen? Om te kyk of ons lojaal aan hom gaan bly. Die goed kom op ons pad. Ons lewe is vatbaar vir goed. Ons liggaam is vatbaar vir hartsiektes, kankers, velsiektes, rooi bloedselle wat die ander bloedselle opvreet en wit bloedselle wat nie wil selle waar hulle moet selle maak nie. Ons liggaam is vatbaar vir die goed. En ouderdom is 'n pes. Die Bybel sê 70 as 'n baie sterk is 80 en 80 jaar is met moeite en verdriet. Maar die Here laat hierdie goed op ons pad kom. Nie om jou karakter net te vorm nie, om jou karakter tentoon te stel. Jy vorm nie net karakter nie. As jy staande kan bly, deur wat ook al, stel jy jou karakter waarin God jou geroep en gered het, waarmee en waartoe tentoon aan mense. Hoor wat sê hy? Ware geluk is om die toets. Tel op jou vlerkies. Jakobus 1:12. Ware geluk is om die toets met vleiende vaandels te slag. Baie ons poeter op die grond rond. Hulle die mooiste talente. Hulle die mooiste vir mekaar. Hulle doen alles die mooiste wat jy kan dink. Hulle sit in die kerkbanke, die mooistes van die mooistes. Hulle is wel ter taal, hulle is goed opgevoed. Hulle dra mooi klere en elke ding, maar hulle slaag nie die toets met vleiende vaandels nie. Hulle mooiheid bly net op die grond. Hulle groei nooit nie, hulle bly net daar. Jy bou 'n huis van die fondasie af om uiteindelik in te trek. Jy bou nie 'n huis en jy bly by die fondasie. Jy kom nooit verder en jy trek in en jy dink jy gaan veilig wees nie. Hoor wat sê hy? Om die toets met vleiende vaandels te slaag. God noem sulke mense wenders in die lewe. Hy sal hulle deel van sy familie maak. Hulle sal altyd by God kan bly omdat hulle deur hulle optrede gewys het hoe lief hulle God het. Jakobus 1:12. Dinge gebeur nie altyd soos wat ons dit wil hê nie. Kom ons wys dit maar. Drome word nie altyd waar nie. Daar's 'n liedjie wat sê dreams are good friends when you lonely. Dis ook al wat drome is partykeer. Maar drome word nie altyd waar nie. Want ons drome word partykeer afgesit of kry gewoonlik die oorsprong van ons eie argitek manier en tekening en prentjie wat ons vorm. En daarom werk dit nie altyd uit nie. Maar jy sit vanmôre in die plek en jy vertrou God lankal reeds vir 'n wonderwerk in jou lewe. Well, take up thy cross and follow him. Dis wat hierdie gedeelte sê. Neem op jou vlerke en vlieg. Vlieg hoog. Daar's 'n skrif in die boek van Jesaja 40. Hy sê die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die van die arende. Hulle vlieg, hulle hardloop, hulle word nie moeg nie. Hulle soek nie 'n landingsplek nie. Hulle val nie uit nie. Hulle staan nie agtertoe nie, want hulle substansie is God. Christus eerste altyd en alles. Ons moet in elke omstandighede vas staan, want God
het 'n plan met ons lewe. God se plan vir ons lewe is voorspoed en nie teenspoed nie. Dis af vorentoe en nie agtertoe nie. Dis op en nie ondertoe nie. Dis met vlerke en nie sonder vlerke nie. Dis verhewe en dit bly nie op 'n laagtepunt nie. Jy vertrou hom. Jy vertrou die Here vir 'n uitkoms in jou verhouding en jou finansies, vir jou genesing, vir jou kinders, vir jou man en jou vrou en goed gebeur nie vanmôre nie. Wel, dis dalk tyd dat jy jou vlerke moet opneem. Dis dalk tyd dat jy God meer moet vertrou vir jou werk. Meer moet vertrou vir jou finansies. Meer moet trou vir 'n positiewe uitkomste. Daniël skrywe in Daniël 10 dat hy soos ek en jy vanmôre lank gewag het vir 'n saak. Lank gepit het oor 'n saak. Jy kan maar Daniël 10 vanaf vers 5 tot 8 gaan lees. Hoe Daniël op die grond neergeslaan het. En hoe die engel van die Here gekom het om op sy hande en sy knieë te bring en dan met hom te kon praat. Wat opmerklik is van Daniël is dat Daniël altyd deur as 'n bidder gekwalifiseer het. Maar toe die pop of die fan strike en die engel van die Here kom sê vir Daniël, die volk is verstrooi. Ballingskap is die voorland. Maar hoor hier is die goeie nuus Daniël. Dit gaan nog slegter gaan. Dis wat die engel vir hom sê, gaan lees Daniël 10. Daniël, jy dink die volk is nou verstrooi. Jy dink die tempel van die Here is vernietig. Jy dink is nou sleg. Hoor ek het baie goeie nuus vir jou. Dit gaan nog slegter. Dit gaan nog slegter. Hy sê hierdie slegte nuus, hierdie nuus het hom ter pletter geslaan op die grond dat hy met sy gesig in die grond neergeval het. Te swak om aandag te gee. Ons staan baie keer in ons posisies en ons verstaan nie hoekom hierdie goed met ons gebeur nie. Maar hier is die ding, die sterkste element in jou lewe sal uiteindelik die knie moet buig voor die Here, die God van die hemel en die aarde. Daniël het die knie gebuig 3 keer op 'n dag, maar Daniël kom op 'n tyd in sy lewe wanneer die slegte nuus omtref en hy buig die knie voor God. Jou siekte moet die knie buig. Jou werkloosheid moet die knie buig. Jou armoedigheid moet die knie buig. Jou skindertong moet die knie buig. Jou giere en jou geite en jou maniertjies moet die knie buig wanneer God in jou lewe wil inspraak sodat dit met jou moet goed gaan. Die jare wat jy ellende en drama gehad het, dit met die knie buig. Hoe lank wil jy nog op die grond rondploeter en alles politieer en lyk asof dit mooi is. Ons is mos, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, dankie. Gaan goed, dankie. Maar intussen vrek jy van die ellende by die huis en dit gaan nie goed met jou huishouding nie en alles loop skeef by die huis en die besigheid loop nie en wat ook al, maar ons wil so graag die mooi kleurvolle en die gechirp van die oorredende woorde van ons menslike wysheid vir mense gee om net te bewys dat ons gaan dit maak. Ons gaan dit nie maak as ons wil voorgee nie. Tyd om laag te buig vanmôre voor God. Dit tyd om onsself te verneder voor God, sodat hy ons kan oplig, sodat ons staande kan bly. Om sinvol te leef, beteken dit ons moet God soek. Hou op om wegkruipertjie te speel vir die Here vanuit jou omstandigheid en begin in oorgawe met hom te lewe. Stap met hom 'n pad. En my Bybel sê dat God sal in die onmoontlike spesialiseer. Matteus 7 tot 8 sê, maar hou aan met vra en God sal vir julle gee. Hou aan met soek en julle sal kry. Hou aan om te klop en God sal die deur vir julle oopmaak. Vers 8. En elkeen wat so volhard in die vra sal ontvang. En wie aanhou soek, hy sal kry. En vir elkeen wat aanhou klop, sal oopgemaak word. Jy sien, die applikasie van hierdie sinvolle lewe in my standvastigheid word bereik as ek aanhou sal soek na die Here. Aanhou sal soek en nie altyd op my eie resultate van my eie verskonings, my eie idees, my eie dogmas en my eie antwoorde op my gebed steun nie. Hoeveel kerkmense het al antwoorde gekry, hulle eie antwoorde op hulle gebede gekry, dan sê hulle dis van die Here. Ek weet van kerke wat destrooi is,
van mense wat gedestrooi is, besighede wat gedestrooi is, omdat mense gaan bid het, en dan staan hulle van hulle knie af op, of kom uit hulle binnenkamers uit, dan het hulle eie antwoord gekry, en hulle sê dis van die Here af, net om 'n maand verder uit te vind, dis nie van die Here. Jy moet verstaan vanmôre, daar 3 dinge om standvastig te lewe, en ons gaan afsluit. Hy sê, God gee vir jou meer, om as wat jy vir jouself omgee. God gee meer vir jou om, as wat jy vir jouself opgee. Daniël 10 vers 10, 'n hand het my op my hande en my knieë gehelp, en ek het gestaan en bewe, maar ek kon luister na die stem van die Here. God gee vir jou om meer, as wat jy vir jouself kan omgee. Die hand van die Here kom nooit met veroordeling na sy kinders toe nie, maar altyd om mense op te tel. Nooit met veroordeling na sy kinders toe nie, maar om jou op te tel. Dis God se besigheid. Jy sy skepping, jy sy maaksel, jy's die appel van sy oog. Waaroor wil hy sy eie mense destrooi, dink jy? Hoekom dink jy God wil jou vernietig? Hoekom dink jy ons swaar kry en ons ellende is 'n manier van God om ons te vernietig? Nee, dit is, die kry ons mindset reg. Trek jou vere aan. Begin om te vergeet van die omstandighede, begin om hoog te vlieg, begin om God te vertrou. Die hand van die Here kom nooit teen ons in veroordeling nie, maar altyd om ons op te tel. Vers 11 van Daniël 10. En hy het vir my gesê, Daniël, liewe mens, jy is kosbaar in my oë. Jy's kosbaar in God se oë. Hierdie is dalk vanmôre jou oomblik. Hierdie is vanmôre net die tyd wat jy in hierdie kerk moes gewees het, dat jy moes hoor, jy is kosbaar, en jy is kosbaar en wonderlik vir God vanmôre. In sy oë is jy hoog aangestelde vanmôre. Jy is uitgesoek vanmôre, sodat God vanmôre in hierdie kerk met jou wil besigheid doen. Hy is lief vir jou, en hy gee vir jou om. En as niks wat jy kan doen, dat hy jou vanmôre sal liewer hê, as wat hy jou reeds het nie. Die skrif sê 3:16 van Johannes, want so lief het God die hele wêreld gehad. God het baie mense lief, maar daar's min wat vir hom kosbaar is. Wanneer word ek kosbaar vir hom? Wanneer ek hom lewe. Wanneer ek vas staan in die geloof om te weet, God laat my nooit alleen nie. Hy het die hele wêreld lief. Mense vanmôre 'n klompie mense wat vir hom kosbaar is in sy oë. Ek wil 'n paar van julle eintlik op julle name noem om te sê, ek ken jou omstandighede. Ek wil vir jou sê vanmôre, God sê jy's vir hom kosbaar. Daniël het hy gesê, liewe mens, luister aandagtig na wat ek vir jou sê, staan op jou voete, ek is na jou toe gestuur. Toe hy dit vir my sê, het ek al bewend regop gestaan. God gee meer om. Die tweede is, God doen meer vir my en vir jou as wat ek en jy kan verstaan. God doen meer. Jy het nie vanmôre opgestaan omdat jy self jou hartklop laat werk het sodat jy kan opstaan nie. Jy het nie vanmôre jou bene uit die bed uit opgeswaai omdat jy dit kon doen nie. Nee, God het. Moenie bang wees nie, Daniël die 12de vers. Jou gebed is alreeds verhoor toe jy begin soek het na die antwoorde en tot God jou gebed antwoord en tot jou God begin bid het daarvoor, het God gekom en jou gebed geantwoord. Die aanvoerder van die magte in die duisternis, hou jou werk terug vanmôre, hou jou gesondmaking terug, hou jou oorwinning terug. Ons bekleierery is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte in die duisternis, in die wêreld hierbo. Jy bid en jy sê ek kry nie antwoord nie, jy vra en jy sê God gee nie. Jy moet verstaan, God doen meer as wat jy kan verstaan. Ten spyte van alles het God alreeds vanmôre in ons lewens gedoen. Die hoogste van alles is ons bid. Die hoogste ding van alles is ons luister na hierdie boodskap in die kerk vanmôre, maar wanneer ons hier uitstap, dan is dit asof die mens of die demoniese magte en die duiwelse magte en die magte van die bose hierdie woord uit ons harte uitkom, uitruk en ons vlerke van ons skouers afruk en ons val teen die grond neer
En dan beskou ons onsself as verloorders. Terwyl jy op die grond is, soek net. Jou vlerke is daar. Terwyl jy op moedverloorse vagte is, soek net. God is altyd daar. Terwyl jy nêrens tussen nêrens en ergens is nie, soek net. God is altyd teenwoordig. Hy sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. God is altyd daar. Hoe lank soek jy vir wonders en tekens? Luister, dis die moeite werd om aan te hou. Hoor God my? Ja, hy hoor my. Hy hoor my. Die eerste keer toe jy gebid het, het God jou gehoor. So wat staan in jou pad vanmôre? As jy mis dalk jou vlerkies. Jy wil die antwoord op jou eie probleem. You want to get out prematurely. Wag dat God vir jou insit. Die Bybel sê 6:12 in Efesiërs en ons ken dit. Ons stryd is nie teen mense nie, maar teen die bose hemelse regerders en die maghebbers en teen die geeste wat mag in hierdie donker wêreld uitoefen en teen die geeste, bose geeste in die hemelryk. Dit wat jy met jou oë sien. Dit wat jy vanoggend met jou oë sien is nie al wat daar is nie. Daar's meer. Daar's beter, daar's volmaaktheid, daar is vertroosting, daar is genesing, daar is opbouing, daar is werkgeleenthede, daar is potensiaal, daar is rykdom, daar is al hierdie goed wat jy in jou montering wil insit, daar is geluk, daar's huweliksgeluk. Dit wat jy vanmôre met jou oë sien is nie al wat daar is nie. God is groter as al my omstandighede. God is groter as wat ek met my oë vanmôre kan aanskou. Hy is die wonderwerker. Hy is die een wat sê ek sal by jou voeg en ek sal vir jou gee. Jy sal nooit tekort hê aan niks nie. Toe Daniël op die grond lê, is al wat hy sien, die negatiewe van die volk. En dit kos die engel van die Here om hom op te tel. As ek weer begin glo dat God werk en dat God aan die werk is, raak my lewe en my asemhaal sinvol. As ek weer begin glo. Wat glo jy vanmôre? Derde, laaste een. God se krag word volmaak. God se krag word volmaak in my swakheid. Toe die voeltjies die vlerke gehaal het net nie, was hulle swak. Hulle het net hulle klere gehad. Hulle kon geen weerstand bied nie. Nie hulle chirp of nie hulle mooi vol kleur en die pragt waarin hulle geskape was, kon hulle die probleem die hoof laat bied nie. Maar die oomblik toe hulle die vlerke opneem, God se krag word volmaak in my swakheid. Hy sê, ek het dit gesê, 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwelkliking. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Dit vat dalk vanmôre jou situasie vas waarin jy is. Dit mag dalk verklaar hoekom jy is, waar jy staan of waar jy lê vanoggend. Een aanraking van God kan alles verander vanmôre, mits jy vas staan en glo. Een aanraking kan weer sin in jou lewe maak, mits jy glo. Een aanraking en jy kry vanmôre krag om verder te stap. Een aanraking van God en jy sien weer kans vir die lewe. Moenie bang wees nie, Daniël, die 19de vers sê hy weer vir my, God is lief vir jou, wees lustig, wees rustig en wees sterk. Kom ons wees eerlik vanmôre met mekaar. Dalk doen God nie presies wat ek en jy vra nie. Want dis in ons menslike klein breintjie so. Dalk doen God nie presies waarvoor ek en jy vra nie. En net omdat jy nog nie sien wat jy wil sien nie, beteken nie dat God aan die werk is in jou lewe nie. Jou lewe gaan sin kry wanneer jy vas staan in die wete, ek sien nie wat ek nou sien. En God antwoord my nie nou soos wat ek dit wil hê nie. Maar ek weet een ding, die geloof dan is die vaste vertroue, Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is die vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, 'n bewys van die goed wat ek nie sien. Sê vir jouself vanmôre, God sal in elke behoefte van my voorsien, volgens die rykdomme van sy heerlikheid.
God sal vir my paaie gelyk maak. God sal alles vir my verander. God is aan die werk. God is in en deur jou aan die werk. Ek moet net vanmôre glo, as ek terugsak en ek sak uit en ek kom nie die mas op nie en ek is swak, dan is ek eintlik sterk. Vat jou vlerke en vlieg, vertrou God en vlieg hoog. Daniël 10:19 sê, terwyl hy met my gepraat het ek sterk geword. En ek het vir hom gesê, meneer, kan nou maar praat, ek is sterk genoeg. Gaan lees Daniël 10 vanmiddag as jy by die huis kom. Meneer, kan nou maar praat, ek is sterk genoeg. Here, ons het 'n woord gehoor vanmôre. U kan nou maar praat. Elkeen van jou vanmôre. Here, ek het u woord gehoor vanmôre, jy kan maar praat. Ek sal nie weer omkyk nie. Ek sal nie weer terugstaan nie. Ek gaan nie weer moed verloor nie. Ek gaan nie meer twyfel in my saak nie. Ek gaan ook nie meer twyfel wat u vir my kan doen nie. Ek het 'n woord gekry vanmôre wat sê, ek is 'n koning se kind. My lewe is sinvol net omdat ek standvastig in u weë kan wees. U kan maar praat, Here. U kan maar praat. Buig u hoofde so 'n bietjie. Maak net jou koppietjie so 'n bietjie hier op jou bors hang. U kan maar praat, Here. Daar iets waarmee jy sukkel vanmôre. Jy kan maar praat, Here, ek het gehoor vanmôre. Ek moet aanhou. Ek mag nie moed opgee nie. U kan maar praat, Here. Ek het gehoor ek gaan nie opgee vanmôre nie. Die lewe is die moeite werd, want God gee my sodat ek kan uitkom. Die lewe is die moeite werd, want God is 'n beloner van die wat hom soek. Die lewe is die moeite werd, want God is altyd daar. Die lewe is die moeite werd, want God daag altyd op. Die lewe is die moeite werd, solank ek kan staande bly en weet, God het my lief en hy het my in die holte van sy hand. Dankie dat u nou met elke mens se hart en verstand in hierdie plek plaas. Hier's mense wat siek is vanmôre. Hier's mense wat bid vir werk. Ander wat nie vanmôre hier kan wees nie omdat hulle siek is. Mense wat vanmôre deur die lewendige uitsending kyk. Hulle sit vanmôre op hulle banke of in hulle beddens en hulle luister na hierdie woord. U kan maar praat met hulle in hulle siekbed, want daar's genesing vanmôre. Deur die wonde van Jesus het daar genesing gekom. En ons staan daarin vas. En elke ongelukkigheid vanmôre, Here, het ons 'n woord vanmôre. U kan maar praat. Ons hoor vanmôre die woord van die Here. Ons hoor u woord vanmôre en ons harte duidelik praat. U sal ons nooit alleen los nie. U is altyd daar. Mag u vanmôre hierdie woord tot ons harte seën. Dis my gebed in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Mag die Here vir jou wonderlik seën en